Gehoorsaamheid is die vertrekpunt in ons verhouding met die Here. En alles rondom die Here Jesus se koms na die aarde toe en die kruiswerk het gedraai rondom gehoorsaamheid. En daarom is dit ook God se grootste begeerte vir ons, gehoorsaamheid, want alles vloei daaruit. Dis die vertrekpunt met redding. Dis waar heiligmaking plaasvind. Dis waar die Here ons bruikbaar vind. Dis waar die Here ons kom reinig. Dis waar die Here ons toerus. Dis waar die Here ons wil gebruik. Alles draai om hierdie spul, hierdie hap van gehoorsaamheid. En daarom is dit uiters belangrik dat ons moet weet, ons moet daarin groei. Dis nie 'n knoppie wat jy aan en af sit nie. Ons moet daarin toeneem, ons moet dit leer. Ek het vanmôre die voorbeelde gebruik van mens en dier wat geleer word. God soek na gewillige gehoorsaamheid. Daar's ander maniere om gehoorsaamheid af te dwing. Dit is om gesag te gebruik. Die landswette is veronderstel om so te werk. As jy nie hierdie wette gehoorsaam nie, gaan dit en dit met jou gebeur. So of jy wil of jy nie wil nie, jy moet dit gehoorsaam. God werk nie so nie. Want hy slaat jou nie dood neer. Of jy slaat nie dood neer met elke stukkie ongehoorsaamheid nie. God soek vrywillige gehoorsaamheid. Hy wil nie ons moet willose pionnetjies wees wat net ja en amen uit vrees of vir een of ander motief nie. As dit die geval was, dan sou hy toe Satan tot 'n val gekom het, hom net daar uitgewis het en is oor en uit en verby. So God, wanneer hy ons gehoorsaamheid begeer, is hy by wyse van spreuke 'n gentleman. Hy soek ons gehoorsaamheid. Maar hy gryp ons nie agter die nek en forceer ons daarin nie. Hy wil hê dit moet spontaan van ons af na hom toe kom. En daarom het ons nou vandag tyd gespandeer oor die vertrekpunt van my gehoorsaamheid, en dit is my hartstoestand. Wat gaan hier binnekant aan? God soek spontane gehoorsaamheid. Hy soek hierdie gehoorsaamheid wat spruit uit 'n verhouding met hom. Dis nie 'n swaar las nie. Hy self het gesê in Johannes, my gebooie is nie swaar nie. So gehoorsaamheid het nie te doen met 'n klomp moets en 'n klomp moenies. En 'n klomp reëls nie. En 'n klomp voorskrifte nie. Hy maak nie regmerkies hoeveel het ons nou vandag gehoorsaam en het ons nie gehoorsaam nie. Want dis nie die kern van die saak nie. Die kern van die saak is, die kondisie van my hart bepaal hoe ek daarop gaan reageer. En daaruit gaan gehoorsaamheid vloei. Ek gee vir julle 'n mooi ander voorbeeld, en ek wil graag lees in Handelinge hoofstuk 5. Lees ons die gedeelte waar Petrus hulle die evangelie uitgedra het, en hulle is toe nog gevange geneem en in die tronk gesit. En die Here het op 'n wonderlike manier die Here bewerk dat hulle vrygekom het. En toe
toe hulle vrykom en daar word gesoek, waar is hulle? Toe is hulle al klaar weer besig om die evangelie uit te dra op 'n ander plek. En dit het groot opstand gebring. En dan lees ons nou hierdie gedeelte in Handelinge 5. Hulle daag toe vir Petrus en die apostels voor die raad. Hulle het net gister of eergister wonderbaarlik uit die tronk uitgekom. En hulle verkondig weer die evangelie en hier staan hulle voor die raad. En ons lees in vers 29. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. En nou verduidelik hulle, die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan die kruishout te hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het, aan die wat hom gehoorsaam is. So Petrus verduidelik vir hulle, ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Maar as die Here jou wederbaar, dan het jy eers nodig om gehoorsaam te word, want dis die vertrekpunt. En dis waarmee ons nou gestop het met ons gedeelte wat ons gelees het. Hier sien ons 'n hartstoestand van Petrus, dis net 'n beginselsaak. Ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Hy kom nou net uit die tronk uit. Die volk is in opstand. En hulle moet om die lewe gebring word, daar is 'n poging daartoe. En met dit sê hy, ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Dis die kondisie van sy hart. Nou kom ons gaan voort en ons gaan na enkele skrifgedeeltes kyk en ek wil hê jy moet saam met my blaai. Elke keer wanneer ons daarna verwys, jy kan so lank blaai na Deuteronomium toe. En dan gaan ons nou 'n bietjie daar saam lees. Deuteronomium hoofstuk 5. En ek wil hê jy moet elke keer let op die belangrikheid van die hartstoestand en die invloed wat dit het op hierdie leerproses van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is God se begeerte vir ons, het ek reeds gesê. En God begeer dit van ons, hy vra dit. Reg deur die skrif gebruik hy verskillende goed om hierdie gehoorsaamheid oor te dra. Of dit nou is rondom insettinge, verordeninge, gebooie, wat sy liefde aanbetref, baie kere spreek hy hierdie begeerte van hom uit. Maar ek wil hê jy moet saam met my let op hierdie gedeelte. Nou, weer eens, dis waar die wet gegee word, die herhaling van die wet in Deuteronomium hoofstuk 5. En die Here het aan die volk verskyn en Moses herhaal die wet aan die volk en hy deel alles met hulle. En dan lees ons daar vanaf vers 25. Die volk het nou met Moses gepraat en Moses gesê hulle het die Here se heerlikheid gesien en die Here het met hulle kom praat nadat hy vir hulle nou hierdie 10 gebooie gegee het. So onthou dit nou, hier's 'n klomp instruksies gewees in hierdie geval. En hy het vir hulle hierdie 10 gebooie gegee waarby hulle moet hou. Dan lees ons in vers 25, die volk is aan die woord. Maar waarom moet ons nou sterwe? Eintlik sê hulle nou, hulle het nou genoeg gehad van hierdie oorweldigende heerlikheid van die Here, die vorige verse verduidelik dit. En nou bedoel hulle, as dit nou langer aanhou, gaan ons dit nie oorleef nie. Nou vra hulle vers 25, waarom moet ons nou sterwe? Want hierdie groot vuur sal ons verteer, as ons die stem van die Here onze God nog langer hoor, sal ons sterwe. Want wie is daar van alle vlees, wat die stem van die lewende God uit die vuur hoor spreek het, soos ons, en in die lewe gebly het? Nou sê hulle vir Moses, gaan u naderby en hoor alles wat die Here onze God sal sê. Dan kan u ons alles meedeel wat die Here onze God met u sal spreek, en ons sal het, let op die woorde, hoor
en doen. En die Here het die stem van julle woorde gehoor toe julle met my gespreek het. Toe sê die Here vir my, ek het die stem gehoor van die woorde van hierdie volk wat hulle met jou gespreek het. Dit is goed wat hulle gespreek het. En let op die volgende woordjie. Ag. Julle weet dat gebeur as iemand nou daai woord sê, nee. Ag nee, net nie nou nie. Ag nee, nie dit nie. Nou is die Here aan die woord. En hy sê, ag. Dis daai ag met 'n sigting. As hulle maar so 'n hart gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Gaan sê vir hulle, gaan maar terug na julle tente toe, maar jy bly hier by my staan, dat ek met jou kan meedeel. Al die gebooie en die insettinge en die verordeninge, wat jy hulle moet leer. Dit ons nou gesê, hulle gaan hoor en doen. Nou moet hulle gehoorsaamheid leer. Alles wat julle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land wat ek hulle sal gee om dit in besit te neem. Sorg dan dat julle doen soos die Here julle God julle beveel het. Julle mag hier links of regs afwyk nie. En al die weer wat die Here God julle beveel het, moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem. God se begeerte. En toe die volk nou al vir die hoeveelste keer, kyk hulle is elke keer as 'n kind wat 'n pak slawe wil vryspring. Julle weet hoe werk dit, né? Ek beloof ek sal nie weer nie, dan word hulle onderhandel. En hierdie ronde het al hoeveel keer afgespeel. En hier kom hulle en hulle sê vir Moses, ons het die heerlikheid van die Here gesien, geen ander wese op aarde het dit al so beleef nie. Ons kan dit nie langer hanteer nie. En hulle sê vir Moses, gaan praat met die Here en sê net wat ons moet doen, ons sal hoor en doen. En nou sê die Here, as julle hart maar daarop ingesteld was. En hy gee vir Moses die instruksies om vir die volk te gee. Dis asof die Here vir Moses eers 'n bietjie apart voorberei. Stuur die volk tente toe dat hulle nou loop. Want die volk se rekord was omdat hulle lippe die Here te gehoorsaam, maar hulle harte was nie daar nie. Hulle harte was nie altyd daarop ingesteld nie. En daarom moes hulle dit leer. En daarom kom die Here en hy drul dit by Moses in, jy moet dit vir hulle leer. Jy moet dit herhaal. Hulle mag nie daarvan links of regs afwyk nie. Ag, as hulle maar 'n hart het om dit te doen. Het jy al gedink, wat begeer die Here vir my en vir jou? Het jy al gedink, hoe dink die Here oor my en jou? Ag, as hulle maar so hard gehaat het. As dit in die praktyk kon werk, as hulle ook en hulle tot by mekaar kon uitkom, die Here weet alles, daar's niks vir hom verborge nie. En hy kyk na die taal van ons hart, nie die taal van ons lippe nie. En as hy hierdie begeerte van hom uitspreek, ag, as hulle maar so hard gehad het. En die Here wil hê ek en jy moet so hard hê. Nou gaan ons na die gedeelte toe wat ons saam gelees het.
Die tweede gedagte wat ek by julle wil los. Hoekom begeer hy hierdie hart? Ons het dit vanmôre gelees, ons het dit nou gelees, want Christus het vir my en vir jou hierdie gehoorsaamheid voltooi. Christus het hierdie gehoorsaamheid, hierdie hoë vlak van gehoorsaamheid, het Christus voltooi. Ek lees vir jou in Romeine 5, vers 18 en 19. En ek wil met mooi let op wat staan hier, want ons moet 'n bietjie dink hieroor, want dit spreek diepte aan. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, die sondeval, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Soos een mens in sy ongehoorsaamheid die sonde in die wêreld gebring het, was dit nodig vir iemand anders om mens te word en in gehoorsaamheid die verlossing te bring. En hy gebruik hierdie terme, een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking. Wat beteken regverdigmaking? Dis die posisie waar 'n verlore sondaar in sy verlorenheid onder sondeoortuiging voor die Here buig en tot die Here roep en God die opregtheid van sy hart in sy verlorenheid raak sien. En op grond van die kruiswerk van Christus Jesus daardie ongeredde persoon regverdig verklaar om weergebore te word op grond van die kruiswerk van Christus. Sy gehoorsaamheid was die volmaaktheid daarvan. Vers 19. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook die gehoorsaamheid van die een, in hoofletters, baie tot regverdiges gestel word. Ek en jy moet ons hartstoestand besef. Maar dit is net God wat die verandering kan bring. Ons is nie 'n hartchirurg nie. Ons kan nie hier binnekant werk nie. Ons het nodig om 'n geestelike diagnose te maak van my ware toestand en dit na die Here toe te bring, dat hy daarin kan werk, want hy doen verlossing. Hy doen die werk van heiligmaking. Hy doen al hierdie ander werke wat ons net nou genoem het. En daarom is dit die hoogste vorm van gehoorsaamheid. Want ons het gelees in Hebreërs 5 vers 8 en 9. Wil ek net gou daar na toe beweeg en net weer daai gedeeltjie vir u lees. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. So die heel eerste werking van gehoorsaamheid in my hart is wedergeboorte. Op grond van sy gehoorsaamheid kan hy in my hart kom werk. En dan wil ek u graag 'n bietjie neel daar terug aan die Ou Testament
na Esegiel hoofstuk 11 toe. En ek wil graag daarvoor hier so 'n paar versies lees, net om hierdie gewilligheid van die Here te beskryf, al is dit Ou Testamenties. Let op hierdie mooi beskrywing. Esegiel hoofstuk 11, vers 19, 20 en 21. En dit staaf dat die Here ons harte wil verander, sodat ons hierdie skool van gehoorsaamheid kan deurgaan. Vers 19, 20 en 21 staan daar: en ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in hulle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel, en my verordeninge kan hou en dit doen. En hulle sal vir my 'n volk wees, ek sal vir hulle 'n God wees. Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle verfoeisels en hulle gruwels aanloop, hulle wandel, laat ek op hulle hoof neerkom, spreek die Here, Here. As die Here my hart aanraak, is dit om 'n gehoorsame hart te vind. En daarom staan hy altyd gereed. Soos daai jagter in die veld deur die bosse kyk en hy soek daai bok. Hy het 'n ingestelde oog. So kom die Here God met 'n ingesteldheid om te soek. Watter hart is onverdeeld op hom gerig, sodat hy in daai hart kan werk. Maar ek wil ook afsluit met 'n ernstige waarskuwing, en dan maak ons nou klaar met die hartstoestand. En hierdie waarskuwing is dat wanneer ons gehoorsaam is aan die Here, moet dit op sy termes en voorwaardes wees, en nie soos ek dit wil hê nie. Daar's baie mense wat vir die Here voorwaardes gee. Here, as u dit en dit doen, dan sal ek dit en dit doen. Dis asof hy met die Here wil onderhandel. En dit is 'n baie gevaarlike ding om te doen. Want jy kan nie God se guns koop nie. So dis die een gevaarzone. Die ander gevaarzone is om dit wat die Here doen te misbruik. En ek wil dit ook verduidelik. Blaai asseblief saam met my na 1 Samuel hoofstuk 15 toe. Dis 'n baie bekende gedeelte. En ek wil graag 'n paar verse daar met u deel, en dan gaan ons klaarmaak vir vanaand. En ek moet nou net eers die agtergrond hier gee. Ons het nou hier te doen met koning Saul. En jy sien die opskrif by hoofstuk 15 van 1 Samuel staan daar: Saul en Amalek, sy sonde en straf. Saul kry 'n opdrag van die Here dat hy die Amalekiete moet tref met die banvloed. Hy gaan hulle inval en alles wat saam met dit loop. Nou lees ek vir julle die instruksies. 1 Samuel 15 vers 3 sê die Here vir Saul: gaan dan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloed tref alles wat hy het. Jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel, alles. Daar mag niks van hulle oorbly nie.
En wat doen hy wat Saul is? Hy is gehoorsaam aan die Here se opdrag, want die Here het reeds vir hom die oorwinning gegee. En hy is bereid om die oorwinning te vat, maar hy is nie bereid om die opdrag presies uit te voer nie. Want hy het sy termes en voorwaardes. Hy het sy verskuilde idee en hy probeer dit toesmeer. Want wat toe gebeur, ons lees daar in vers 9 tot 11, onthou wat het ons gelees in vers 3, nou lees ons in vers 9, maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naasbestes, en die lammers, en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. Maar al die goed wat veragtelik is en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. En die toorn van die Here het ontvlam, en die Here stuur vir Samuel na Saul toe. Dit was goed genoeg om gehoorsaam te wees, om die oorwinning te gaan haal teenoor die vyand. Maar die Here het gesê met hulle met die banvloek tref, en hy kom en hy hou vir hom uit wat hy wil hê. En kyk hoe vinnig regverdig hy homself. Vers 15. Toe Samuel met hom praat, is hy nou baie vinnig om sy geestelike baadjie aan te trek. En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want Samuel vra vir hom, wat se bler van bokke hoor ek? En hy sê vir hom, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar. Hoor nou, klim hy nou op hierdie geestelike bus. Om aan die Here u God te offer. Maar die ander het ons met die banvloek getref. Nou wil hy ewe skielik geestelik wees. Hy het presies geweet, hy moet alles met die banvloek tref. En nou dat hy aangespreek word, nou trek hy hierdie geestelike baadjie aan. Nee, ons het hierdie bestes gebring om vir die Here te offer. Ek wil met let hoe die Here hierdie hartstoestand van Saul kom openbaar, vers 22 tot 24. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Dink jy nou, jy gaan die Here sy gesindheid verander, sy ongelukkigheid verander, sy toorn verander, om nou ewe skielik vir hom iets te wil offer. Hy sê, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Die Here stel nie in jou offer belang nie, want is 'n verkeerde motief. Nou gaan hy voort en hy definieer hierdie hartstoestand van Saul wat nou hierdie geestelike baadjie aantrek, en ons het nou nie die bestes uitgehou en wat. Hoor wat sê vers 23. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery. Om nie stiptelik gehoorsaam aan alles te wees wat die Here van jou doen nie, en jy besluit wat jy gaan doen en wat jy nie gaan doen nie. Dis 'n sonde van waarsêery. Jou eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Dis die erns wat die Here hier aan koppel. Want jy besluit wat is reg en wat is nie reg nie. Jy besluit wat is aanvaarbaar en nie aanvaarbaar nie. En dis hier waar die doodskoot van Saul ingetree het, terwyl hy nog daarna aangegaan het, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Waarmee wil ek afsluit? Ons hartstoestand bepaal hoe ons gehoorsaamheid gaan uitspeel. En hierdie slegte voorbeeld
was hy gehoorsaam met sy eie agenda. Hy het sy eie plannetjies gehad, hoe hy hierdie ding gaan draai. En hy was slaggereed, indien hy uitgevang word, het hy 'n antwoord, ons gaan aan die Here offer. En die Here sê, jou eie sinnigheid, jou afgoderry, dis waaraan hy dit koppel, want jy verhef jou bokant God, want jy weet meer as hy. Jy grens aan waarsêery, want jy weet beter. Dis die gevaar van 'n hart wat die spel speel van gehoorsaamheid, maar hy het 'n ander agenda. En die toorn van die Here het ontvlam. Ek sluit af met die skrif wat ons vanmôre aangehaal het. Deurgrond my, o God, en toets my hart. En as ek en jy wil groei en gehoorsaamheid wil leer, dan moet ons ook eerlik wees voor die Here. En seker maak dat ons nie dalk gehoorsaam is met 'n ander agenda nie. Gehoorsaam is met ander planne tot ons eie voordeel nie. Maar dat ons sal terugbeweeg na Christus se gehoorsaamheid tot die dood toe. Dat hy gehoorsaamheid geleer het uit wat hy gelei het. En in daai selfde gedeelte, bietjie vroeër was Saul se verskoning, ek het die manskappe gevrees, toe gaan kruip hy agter hulle rug weg. Daarom het ons nie alles met die bandvloek getref nie, en toe pop hy nou uit met, ons gaan offer. Dit kon soveel beter gewees het, as hy gegroei het in gehoorsaamheid, en hy vir die manskappe dan gesê het, dis nie God se opdrag nie, ons kan nie hierdie goed vat nie. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here. Dan moes hy dit gedoen het. Maar sy hartstoestand het hom na die ander kant toe gestuur. En mag die Here vir ons help. Môre aand wil ek met u praat oor die prys van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is nie goedkoop nie. Dit kos nie niks nie. Daar is 'n prys aan verbonde. Anders was dit nie gehoorsaamheid nie. So môre aand gaan ons bietjie deur die skrif beweeg en kyk na die prys van gehoorsaamheid. Met ander woorde, ek stuur jou huis toe met die vraag oor môre aand. Watter prys betaal jy vir gehoorsaamheid? Christus het die dood betaal. En ons betaal nie noodwendig met die dood die prys nie. Maar watter prys is jy bereid om te betaal vir jou gehoorsaamheid aan die Here? Hoe ver wil jy leer? Tot waar wil jy gaan met die skool van gehoorsaamheid? Mag die Here ons help en mag jy hieroor gaan nadink en dan sien ons mekaar môre aand. Kom ons gaan saam bid.